al die lof en al die ere kom hom en hom alleen toe. Wees so welkom in sy teenwoordigheid. Welkom by sy heerlikheid. En mag sy liefde en sy genade elkeen van u vanmôre maksimaal bedien en maksimaal uit sy hand uit ook ontvang. Nou ek gaan vanmôre uit 'n baie bekende gedeelte bedien. Ek het al voorheen ook hier al 'n paar keer gebedien. Maar elke keer gee hy 'n vars woord, gee hy 'n nuwe woord, en u en ek leer meer, ons verstaan meer, en uit die aard van die saak lewe ons ook beter, tot sy lof en tot sy ere. Ek waardeer u teenwoordigheid, elkeen van u, Jacques Winita besonder, wat 'n voorreg vir ons. Markus 5, vanaf het ek vir hulle gevra van die 26ste vers, ek gaan net die 25ste lees vir u, net vir interessantheid, en 'n sekere vrou, wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het. So, almal weet nou dadelik van wie ons praat, wat ons praat. Vanaf vers 26, en dit is nou baie belangrik dat 'n mens na die detail wat hier gegee word, mooi moet kennis van neem, sodat ons die maksimaal wat hy vir u en vir my gun vanmôre, ek en u maksimaal daaruit sal ontvang. En veel onder baie geneeshere gelei het. Let wel, sy het gelei en die verligting gekry nie. Dit het erger geword. En al haar besittings uitgegee, sonder om enige baat te vind. Nou hoor nou wat sê dit, maar eerder erger geword het. Dit laat ons dadelik tot die besef kom, jy sal soek en soek en soek en nie vind nie, totdat jy by hom uitgekom het. Die oomblik as jy by hom uitgekom het, dan word jou behoefte en jou begeerte gevervul. En dan kry jy erger geword. Vers 27, het van Jafashua gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Hoor nou hier wat sê vers 26, want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Ek gaan nou 'n soortgelyk geestelike saak losmaak. Elkeen wat vanmôre by sy huis begeer het, verlang het, as ek net vanmôre in sy teenwoordigheid kan kom, sal ek vanmôre 'n antwoord, Tabasara, hier is 'n krag, hier is 'n heerlikheid. Mag elkeen vanmôre maksimaal ontvang, wat jy by jou huis gebesluit het, as ek vanmôre net in sy teenwoordigheid kan kom, gaan my hele situasie verander. En ek vra hom vanmôre en ek verklaar vanmôre, sy bonatuurlike krag, dat daar nie net 'n mate vir jou gegee sal word nie, maar dat jy vanmôre in 'n oorvloed, bonatuurlik, van hom maksimaal sal ontvang, sal belewe tot sy heilige lof, tot sy heilige ere, sal ek gesond word, vers 29, en dadelik, let wel, dadelik, hoor mooi, het die fontein van haar bloed opgedroog. Hierdie sinnetjie verklaar die erg
haar situasie. Maar nou maak dit nie meer saak nie. Hoe groot die probleem was nie. Wat saak gemaak het, sy's aangeraak. Mag ek vra wie besef wat hier sit vanmôre? Ons dien 'n lewende God. Wie ervaar vanmôre in sy werklikheid? Luister mooi, hy's nie 'n naweek God nie. Nog minder is hy net 'n Bybelgod. En nog net minder is hy 'n Christen God. Hy's Gees. En die wat hom aanbid hom. En Gees. En in waarheid, en vanweë die Gees aanbidding, is hier 'n radikale dunamis lewe oor elke ander normale natuurlike omstandigheid en 'n klimaat. Sy Gees teenwoordigheid verander die natuurlike na die bonatuurlike, die normale na die abnormale. En mag ek vanmôre sê, van gebrek na oorvloed. Halleluja. Van trane na 'n blydskap, na 'n vreugde. Hy's werd om genoem te word. Wonderbare raadsman, 'n sterke God, ewige Vader, heilige vrede. Dis betaam, sê die woord, 'n loflied is om te alle tye gepas. Daarom sê Paulus ook, ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie. Waarom nie? Want hy is 'n krag van God tot. Dit beteken geen hand word opgesteek vir mense nie. Geen amen word gegee vir mense nie. Geen handeklap word gegee vir mense nie. Maar alles gaan tot sy lof. Alles gaan tot sy eer. En vanmôre met sy teenwoordigheid vat ek 'n vrymoedigheid om te verklaar, hy is in beheer van hierdie uur. Hy is in beheer van hierdie tydperke. En weet ek ook vanmôre, omdat hy die bonatuurlike is daar geen ding vir hom vanmôre onmoontlik om vir ieder en elk te doen, nie wat ook al die krisis of die begeerte mag wees. Hy is in staat om te gee ver bo wat jy verlang vanmôre, of wat jy mag begeer vanmôre. Onmiddellik opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk. Nou, hierdie is baie interessant. U ken die kleredrag van daai tyd. Sien nou nie. Maar hier sê Markus, sy het dit dadelik in haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. Daar's 'n mooi lied hy sou sê my van toepassing. As hy jou aanraak, sal jy dit dadelik weet. Jy kan baie kritiek in jou hart hê, jy kan baie ongeloof hê, jy kan verskillende sienings en situasies hê, maar as hy jou aanraak, gaan jy agterkom. Dit is nou iets wat ek nie gehad het nie. Is iets wat ek nie gekry het nie, gemaak het nie, maar deur genade gekry. Dit sê ek, dis naby aan dit wat ek sê, maar meer korrek, is daar 'n ander lied. En hierdie lied sê, koortjie wat ons sing, touching Yeshua is all that matters. And your life will never ever be the same. So ek spring nou met die huis in die deur, dat jy gou jou gees reg kry. 2 goed, met ander woorde, 1, en ons praat nie vanmôre daaroor, ek noem dit net, as hy jou aanraak, dis die een saak. Maar die saak waaroor ons vanmôre praat, as jy sy het hom, touching Yeshua is all that matters. Opgemerk
gewees was. Nou moet u hier mooi luister. En dadelik, toe Jafashua in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het. Ander woorde, hy is nie van haar bewus nie, u verstaan dit by die tyd. Hy is besig met die skare, hulle is besig om te loop, sy kom van agter af, en sy ervaar, my problem is solved. Hy ervaar, hier het krag van my uitgegaan. En luister nou mooi, nie krag wat ek gegee het nie. Dis 'n salwing. Maar 'n krag wat van my gevat is. En ek sal net nog meer hieroor sê, maar dit gaan spesifiek oor jou gesindheid van jou hart. Die gesindheid van jou hart bepaal wat kry jy van hom. En dis wat hierdie vrou se sukses was, krag gewaar word wat van hom uitgegaan het. Toe hy dit gewaar, sê nou, draai hy om onder die skare te sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring. Dit beskryf die situasie. En u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond, om haar te sien wat dit gedoen het. Hoor nou hier, die vrou, wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis, wat met haar gebeur het. Ek gaan nou 'n profetiese woord, wat ek nou onmiddellik gekry het, losmaak. Dit gaan vanmôre hier ook gebeur. Ek sê dit gaan vanmôre hier ook gebeur. Pastoor, wat gaan gebeur? Die oomblik as jy sy krag ontvang, gaan jy agterkom, nou het iets met my gebeur, wat bokant my verwagting gegaan het. En dit gaan jou in 'n benoudheid sit, gaan ek dit behou? Kan iemand my nie net knyp nie? Is dit die waarheid? Is dit die werklikheid? Ek praat van 'n God-aanraking. Wie hoor vanmôre wat ek sê? Met ander woorde, iets gebeur hier binne in jou gees, binne in jou siel en binne in jou liggaam wat jou radikaal bo jou verwagting bless, bo jou verwagting gaan aanraak, en soveel so dat jy gaan bekommer, is ek regtig wakker of droom ek? Maar net daarna sal jy sy vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal jy oor jou ervaar, en sal jy kry, en sal jy 'n ywer het, en 'n begeerte het, en daardie vrees, daai benoudheid vertrap, en sal jy met 'n nuwe lofoffer kom, met 'n nuwe prysoffer kom, om hom die lof, hom die ere, en hom die heerlikheid te gee. Mag ek vra voor ek ver lees, wie glo nog? By hom is alle dinge moontlik. En luister nou mooi, dit is altyd maklik om nou hier ja te sê, maar wie glo vir myself? By hom is alle dinge vanmôre moontlik. Vir myself, halleluja. Hou jou hand net vir 'n oomblik in die lig, jy wat dit glo. Ek ervaar sy teenwoordigheid en die erbarming
Hy gaan losmaak. Hy gaan vrymaak. O, en jy gaan 'n nuwe mens vanmôre uitstap. Vanweer die opregtheid van jou hart, jou gesindheid, gaan hy vir jou gee. Gaan hy vir jou doen vanmôre, laat dit so wees. Die vrou het gevrees, gebeef, omdat sy wis wat met haar gebeur het. Kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. Gaan net nou herinner, maar ek kom agter hier's inspraak, Heilige Gees, inspraak en bevrugting, so ek wil nie onnodig terughou nie, wat die kerk, of die sogenaamde Christene, primêr doen. Ons wil eers ons saak aan hom bekend maak. Hierdie bruidsvrou, van die ander pad, is 'n groot verskil. Eers toe hy vra, waar het my krag gegaan? Toe kom sy, luister mooi, toe gee sy hom die getuienis. Wie wil hom net 'n dof offer? Mag ek vra, vir wie is sy wonderbare raadsman? Vir wie is sy sterke God? Of wie wil hom 'n nuwe lied gee? Wie wil hom 'n nuwe blydskap gee? Wie wil vanmôre erken, by hom is die almag beskikbaar, die bonatuurlike guns en krag beskikbaar. Hier kom hierdie vrou, en omdat hy navraag doen, besluit sy, ek het vir u 'n lofoffer getuienis. Dit bring my en jou tot 'n besef van die kant, as ek dit so mag term, van die ander hartkant van die God wat ek en jy aanbid. Krisis, belangrik om dit te verstaan, en ek hoop Heilige Gees lei my om oop te maak wat ek moet oopmaak. Dus hy vertel hom die hele waarheid. Hy sê vir haar, dogter, hoor mooi, het mekaar nie geken nie. Hy het nie geweet wie raak hom nie. As hy haar geken het, sou hy daar toe kon getrouwd sê, my kind. Maar, omdat sy hom 'n getuienis gee, die krag, die liefde, die genade, die grootheid, die geneesingskrag, toe hy dit van haar ontvang, nou adresseer hy haar, en hy sê, o, dogter, met ander woorde, jy is myne. Jy het jouself, jou nou myne gemaak. Oh. Pastoor, wat voel jy? Ag, as ek vir jou kan sê wat voel ek, dan wil ek sê, ek wil hom nou loof. Ek wil hom nou prys. Ek soek nou musiekinstrumente, ek soek sangers, ek soek 'n malklomp mense vir sy lof, vir sy eer. Daarom sê hy, laat alles wat asem het, hom loof, hom prys, halleluja, halleluja. En luister, dis wat die Satan nie van hou nie, jy moet hom nie eer gee nie. Is die Calvinistiese teruggevalle gesag, wat gesê het, bordjies, kerk stilte asseblief, maar die opstanding uit die dood. Ek sê die opstanding uit die dood. Hy het gesê, ek was dood, maar kyk, nou lewe ek, en lewe ek tot in alle ewigheid. En sê die koordigter, eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Oh, halleluja, eers was ek gebind,
maar nou is ek los, nou is ek vry. En kan ek dit vanmôre sensitief sê, eers was ek 'n kritiserende gees, nou loof ek saam met hulle. Nou prys ek, oh halleluja, nou is dit my voorreg om hom 'n lof en 'n prys en 'n eer te gee, want hy alleen is dit waardig. Dogter, jou geloof het jou gered. Luister nou mooi, sy praat van genesing. Haar gees tref hom so, hy red haar. Yes. That's the kind of God Yes. that I serve. Gered, gaan in vrede. En nou sê hy eers, wees van jou kwaal genees. Ag, nou net 'n bietjie gees humor. Ja, va, jy hoef dit nie te sien, ek het klaar vir jou gesê, ek is gesond. Waarom dat hy die mens ken? Yes. Obossamatamanda. Elkeen wat vanmôre ontvang, ek verseël julle met 'n volle vrede wat alle verstand te bowe gegaan, en dit maak sy volle heerlikheid nou in jou los. En ek sê vir jou, laat jy van jou kwaal bonatuurlik gunsvol vanmôre genees wees. O, ek ervaar hom heilig in ons midde vanmôre. Ag, wees my net bietjie geduldig. Ek probeer nie tyd uitrek en uitjaag nie, maar hier's 'n salwing wat my vashou. Hier's 'n heerlikheid wat my vashou. Hier's 'n vaderhart wat aan my geopenbaar word. En ek hoor vanmôre die vaderhart sê, ek het vergeet wat agter is. Ek het vergeet wat verby is. Ek praat die vaderhart vanmôre, nie die koesaat nie, maar ek hoor die vaderhart sê, ek maak skoon wat verby is. Ek hou niks teen jou in die verlede nie, maar vandag kondig ek vir jou 'n nuwe lewe, 'n nuwe oorwinning, 'n nuwe heerlikheid gee ek vandag vir jou en met jou. Halleluja! Aan hom alleen die lof, alleen die eer, die blydskap en die vreugde. Geliefdes, die God wat ek en jy aanbid en loof en glo. Luister mooi, en nou praat ek van die God wat die hemel en die aarde geskape het. Ek praat van hom wat alles onderhou deur die krag van sy woord. En nou moet ek vir u sê, dat hierdie God is baie groter en magtiger as die skepping wat hy geskep het. Moet nooit in jou gees onbeperk tot die skepping wat ek en jy nou sien nie. Hy's ver meer groter, magtiger. En ek gaan nie nou ingaan, maar Openbaring gee my en jou 'n insig. En hy praat van groot goed wat nog agterna kom, ek gaan dit daar los. Maar ek wil so ver gaan vanmôre. Jy sit met 'n wonderwerk in jou lewe wat jy weet, of jy sit met 'n getuienis van die verlede wat jy weet, en dit was vir jou bonatuurlik, en dis net vir jou verskriklik hoe groot dit is. Nou ek kom uit 'n huis uit, waar 'n pa 20 dae gevas, of 40 dae gevas het, my boetie uit die dood uit teruggebring het. Nadat ons as familie sy oogies toegedruk het om totsiens gesê, lewe vandag nog. My sussie val van die bed af daai jare uit die plaasvloere, net sement gehad. Daar was nog nie tapuit nie, net die kombuis het 'n tapuit gehad. Geval het, meningitis gekry. Almal vir my pa gesê, inrigting toe. My pa het gaan bid.
Sy het ten volle gematrikuleer, sy het die beste pos gekry as persoonlike sekretaresse waaraan jy kan dink. Die ou moet lam gebore, sonder ball joints. Oral Roberts van Amerika in die Wembley Stadion, die Transvaal Stadion in Johannesburg, op 'n aanraking van gebed staan hy uit my ma se arms op. En hy loop tot vandag toe. Hoekom noem ek hierdie baie van u ken hierdie getuienisse? Nou moet ek weer sê, al het ons dit en dis bonatuurlik, is verskrik, dis wow. Maar die God wat ek en jy aanbid, is nog groter. Hoor wat ek jou vanmôre sê. En ek weet baie sê, maar die tyd het verander. Die tyd het verander, maar hy het nog nie verander nie. Die woord sê, hy is gister, hy is vandag, en ook môre, wat jy sal sê, tyd het verander. Kan ek dit vanmôre hier losmaak, vanweë sy salwing wat hier is, in die tyd wat nou voor lê, gaan hy sy krag openbaar en manifesteer soos nog nooit tevore nie. Is daar iemand wat dit verlang? Is daar iemand wat dit glo? Is daar iemand wat vanmôre sê, ek wil hom vanmôre glo hier binne in my. Doen hy vanmôre 'n wonderwerk wat ek self nog nooit gedink het nie, maar hy is 'n heerlikheid, hy is 'n vaderhart, maak los sy guns, maak los sy krag in elkeen se lewe, en laat jou geloof, laat jou gesindheid vanmôre maksimaal van hy se hart ontvang, en ek spreek sy woord, laat dit so wees. En nou, oor hierdie groot, hierdie goedheid, hierdie guns van hom, hierdie bonatuurlike almag van hom, ruk my geheue my na Openbaring, Johannes, ontmoeting op die eiland. En nou wil ek net iets byvoeg. Die vyand wil hom doodmaak. Hy vlug. Hulle wil hom doodmaak. Is die profetiese heerlikheid is hier. Kamarama Saramanda. Die Satan, ek hoor die reg van God, met omstandighede jou gevat, om jou in 'n blik te druk. En in jou binneste het jy gedink, dis die einde, gaan dit nie maak nie. Vat nou God se woord. Hy sê, ek het jou hier ingebring, omdat ek die Vaderhart, hy sê, Satan wil sy hart aan jou bekend maak, ek maak hom stil vanmôre, as Vader, my dogter, my seun, as Heilige Vader, maak ek vanmôre 'n rema woord, hier is die heerlikheid, 'n rema woord in jou binneste, maak ek vanmôre in jou los, en die Satan sal weet, wanneer jy hier uitkom, het hy geen reg oor jou nie, het hy geen gesag nie oor jou nie, en alles wat hy vir jou gegrawe het, gaan ek hom daarin laat ingaan, want ek berei vir jou 'n tafel vanmôre, teenoor jou teestander, sodat jou teestander na vanmôre gaan buig en gaan bely, die God wat jy aanbid, is 'n werklike God, en daarom vra ek vanmôre, moet nie terughou om hom 'n lofoffer te gee nie, moet nie terughou om hom 'n prysoffer te gee nie, moet nie skaam wees om te erken, dis die God van lewe, die God van oorwinninge. Ja! Met ander woorde, vee die traan af van seer, van stryd, van probleme, en wys hom vanmôre die vonkel in jou oog. Oh, hy wys my gesigte vanmôre, die sy heerlikheid. Hy sê, wys hom die vonkel van my voorsiening vir jou, in jou, en met jou. Nou praat Johannes
vyand jag hom, wil hom doodmaak. Sy skepper sê, kom skuil hier by my. En terwyl jy hier by my skuil, gaan ek sommer nou en die toekoms vir jou openbaar. Ontvang sy inspraak in jou gees vandag. Ontvang. Sy profetiese guns. Die woord sê, hy is die gees van profesie. Ek herken hom en ek eer hom alleen. Laat dit natuurlijk vandag so wees. En nou skryf Johannes, sodat almal na hom mag hoor, mag verstaan. En hy sê, nadat die bruid en die bruidegom, die bruid, nie die kerk bly agter, die bruid, die bruidegom, Jafashua, seun van God, geontmoet het, en hulle in die troonkamer van die Vader ingekom het. Met ander woorde, ja, toe sê hy sien 'n geopende deur. Met ander woorde, die deur is oopgemaak, sodat die bruid kon in. En nou sê hy, en hy beskryf, vanweë die hemelse heerlikheid, wat van die bruid besit geneem het, vanweë al die beloftes in die woord. Hierdie woord is vol beloftes, van karakter, godheid, wat die bruid gaan bereik. En nou sê Johannes, hy sien dit. En vanweë wat hy sien en hoor, beskryf hy. Ag, ek kan gaan lees, is Openbaring 4. En nou sien hy, toe die bruid sien waar hulle is en wat in die gees plaasvind en gebeur. Toe kom die hallelujas, soos donderslag. Vandag van die kerkkrisis, jy mag nie te veel hande klap nie. Jy mag nie te veel halleluja sê nie, want die is belangrike besoekers, hulle gaan stryd vat. Luister mooi, weet jy wanneer vat mense stryd? Wanneer jy vlees is. Wanneer jy show maak, dan vat mense stryd. Maar wanneer jy gees is, dan weet mense, God is in. Ek gaan nie nou skok, maar so, en ek leef met hierdie goed, ek moet ongelukkig dit wys. Kriel mense. Sê vir ek het jou by daai geleentheid gebesoek. En die heetheid met vir jou sê, toe ek by die deur aankom, toe sê hoendervleis op my. Toe by die hele deur hiervoor in die kerk aankom, toe sê hoendervleis op my. Hy sê, is verskriklik. Hy sê, God is in julle plek. Maar is nie van my nie. So indirect sê, I don't want God in my life. I want to remain a Christian. Ek wil 'n religious persoon bly. Ek wil 'n godsdienstmens bly. Maar Johannes beskryf hoe die bruid te kere gaan. En hoe die bruid soos donderslae, soos weerligte, sy hallelujas, hulle lof, hulle eer. En dan beskryf hy daar, maar wat wil ek, hoekom sê ek nou eintlik vir u? Ek sê vir u, laat u mooi moet verstaan. Met ander woorde, nou vat ek my terug na Jafashua toe, die bruidegom. Toe hier op aarde was, leer hy ons bid. En onder andere sê hy, soos in die hemel, net so op die aarde. En dadelik, wanneer ek nou Johannes so lees en ek ervaar en beleef hom so, dan besef ek, die Vader gen nou die bruid
die Afrikaanse woord, die inoefening, of 'n bietjie ervaring, of bietjie 'n opwekker. Want u sien, as ek nie my hier kan losmaak nie, ek gaan my nie daarbo kan losmaak nie. U moet verstaan, hy het haar nie aangeraak nie. Sy het hom aangeraak. U sien, nou sê baie nee, as God dit en as God dit, dan sal ek. Kom ek help vir jou reg, omdat hy jou gesindheid ken, omdat hy die kritiek in jou hart ken, het hy besluit, gaan ek jou nie aanraak nie, maar vir elkeen wat die ywer het, elkeen wat die begeerte het, elkeen wat sê, God, ek in my huis, ons gaan hom dien in gees en in waarheid, vir elkeen wat sê, laat kom wat wil, as God dan vir my is, wie gaan teen my wees? Vir daardie mense sê, maar wie nou aan my gevat? Wie nou, ek gaan net krag, ek gaan net heerlikheid, en ek gaan net vreugde. Halleluja! Ag, wie wil hom 'n lofoffer nie? 'n hartlike prysoffer. Oh, that's in Yeshua. Oh, that matters. My life will never be the same again. Met ander woorde, hy gun my en jou soos in die hemel, so ook op die aarde. U kan, baie van u wat nog hier is, kan oorlede oom Corrie onthou. Nou ek het as 'n kind gehoor, ek gaan net gou hierdie vertel en gaan ek aan. As 'n kind het ek gehoor van mense wat kerk gehou het en hulle het so gelowig geprys, gekoordans, radikaal oorgegee aan hom, dat vuur op die dak van die kerk uitgeslaan het. En toe hoor ek, en hulle het ook daai tyd die brandweer geroep om dit te blus. Dis wat ek gehoor het, as 'n tiener het ek dit gehoor. En oom Corrie, jy weet, oom Corrie het van Seapark af hier uit gekom, en hy was 'n hele paar jaar by ons, totdat hy huiswaarts gekeer het. En ek vertel hom eendag die situasie, of die getuienis. Hier binne in die kerk, ons het in die koffieshop gesit. En hy vat my so in die skouer, hy sê, Pastoor Nico, weet jy daarvan? Ek sê, ja, Corrie, as tiener het ek dit gehoor, met baie getuienis, 'n besoekende pastoor wat by ons kerk gebesoek het aan vereniging, Riversdal eintlik, en toe het hy hiervan gepraat. Dis waar, dis wonderlik. Hy sê, ek gaan vanaand vir jou ietsie wys, Nico. Ek sê, ja, sê. Die aand kom, ons hou kerk die aand, en na kerk soos in die koffieshop, en hier kom sit oom Corrie by my, en hy maak sy Bybel oop, en hy haal 'n foto uit van die gebeurtenis. Hy sê, Nico, oom Corrie was in daai gemeente. Ag, en dis 'n vreeslike uitdaging. Ek doen dit nie om uit te daag eintlik nie. Maar mag ek vra, wie verlang dat so heerlikheid weer moet kom? So krag, so bonatuurlike guns. Wonderlik, wonderlik. Soos in die hemel, so ook op die aarde. En nou lees ons van hierdie vrou, bring ons by haar. Sy, in die skrif het mooi gesê, jy kan self weer agter lees. Sy het nie omgeken nie. Sy was nie een van sy volgelinge nie. Sy het maar die skare gesien wat hom gevolg het. En nou wil ek net vir u perspektief gee. Hierdie skare wat hom gevolg het, was nie aanhangers nie. Die meerderheid van hulle was kritiserende geeste. Die meerderheid van hulle het fout gevind. Die meerderheid het gekyk, wat kan hulle hoor om vir die Romeinse Ryk te vertel? En want alles wat hy praat, is teen hulle godsdiens. Want hy het gekom om te vervul wat die Vader aan hulle vaders met 'n eed gebeloof het.
So hulle kon nie alles by mekaar kry en hulle kon nie dit alles mooi verstaan het nie. Met ander woorde, sy het in 'n groep, in 'n massa ingekom en dan hoor sy negatief en dan hoor sy positief. En dan hoor sy, hulle vra en dan moontlik as sy naby kom, het sy ook gehoor wat sê hy. En dan het sy dalk ook moontlik gekyk, wat doen hy? En dit het maar heen en weer gegaan. Positief, negatief, kritiserend, foutvindig en. Maar iewers in dit alles het sy besluit. Hierdie God, hierdie persoon is die oplossing van my probleem. Ek wil jy moet baie mooi verstaan. Luister mooi. Sy het hom nie geken nie. Sy het net gehoor. Vanmôre die tipe. Jy hoor. Sy woord. Die koekoetser is net die kanaal. Maar jy sien hom nie. Jy's nie nou by hom of hy by jou nie. Jy hoor net vanmôre en jy sit met 'n keuse. Wil jy kritiseer? Of wil jy fout vind? Of wil jy glo? Hierdie vrou besluit. Ek gaan hom glo vir een rede. Hy kan. Wil jy net vir die ou land so sê? Hy kan. En mag ek vanmôre byvoeg, hy gaan en hy sal vanmôre dit doen. Is hier iemand wat bly is? Is hier iemand wat opgewonde is? Is hier al iemand wat reeds in die geloof sê, ek gaan hom aanraak, halleluja, prys hom. Hoor mooi, ek wil jy moet baie versigtig luister. Hierdie vrou is nie nou hier besig met nog 'n probeerslag nie. Dis nou sensitief. Maar jy tel dit baie in die kerk op. Let's try again. Sy is nie besig met nog 'n probeerslag nie. Sy het al die probeerslag uitgeoefen. Sy het tussen hierdie kritiek, tussen hierdie negativiteite wat hulle praat van, het sy besluit. Hy kan. En sy, jy moet nou mooi hoor, hierdie vrou gaan ver. Sy vra nie 'n onderhoud nie. Sy besluit nie, ek het hom net ontmoet, en daar 'n bietjie my krisis. Kyk of ek empatie kan kry. Kan jy my hart net verstaan? Kan jy my seer? Ek het al my besittings uitgegee. Sy vra nie so onderhoud nie. En nou gaan ek jou skok, en luister nou mooi. Hierdie vrou het soveel oortuiging in haar gees. Hoor mooi. Hoe baie hoor jy die woord? Hoe baie hoor jy sy beloftes? En hoe baie hoor jy Nico preek en mense preek en sing en eer en prys? In jou hart vra jy, wat moet ek glo en wat moet ek nie glo nie? Wat moet ek vertrou en wat moet ek nie vertrou nie? Sal ek maar weer probeer of sal ek maar los? Hierdie vrou het in haar binneste besluit. Hy ken my nie, ek ken hom nie. Maar wat gepredik was, kan ek het weer sê, wat gepredik was, wat gelees was, sê vir my, kan ek het nog sê, terwyl ek nou hier lees, sê dit vir my probleem word vandag opgelos, want ek het nie kritiek nie, ek vra nie, ek kry 'n oortuiging, ek
kry 'n oortuiging. Dis wat my gees gesoek het. Dis wat my gees geverlang het. Dis wat ek graag wil hê. Nou jy moet luister. Hulle ken nie mekaar nie. En hoor nou hierdie ding. Sy besluit, ek gaan homself nie aanraak nie. Sy kleed is genoeg. 'n getuienis is genoeg. O, wie hoor? Mag ek dit nou fyn sê? Gister by die huis, eergister in die kar, toe daar was, toe voel ek vir een oomblik, nou, hier sit by my. Nou sê jy vanmôre, dis genoeg vir my om vandag te glo. Vandag los hy my probleem, los hy op, ek hoef nie na vandag te gaan sak en as nie. Ek hoef nie te gaan afsonder nie. Nee, ek het klaar gehoor. O, wie hoor? Ek het klaar geervaar. Ek wag nie vir Sondagmôre se kerk nie. Ek vra nie die pastoor om nou namens my vir my te bid nie. Nee. Ek het klaar 'n besluit geneem. Deur al die kritieke, deur al die omstandighede. Hierdie God kan. Jy moet mooi verstaan. Want waarom? Het ek kom ervaar. Vir wat? Luister mooi. As jy hom iewers hierdie week geervaar het jy hom geervaar. Omdat hy vir jou gees wil sê, God kan. God sal. God gaan. En ek maak elke ervaring wat jy hierdie week gehad het, en dat dit nie gesnap het nie, roep ek in herinnering, en ek bid sy belofte, sy volle belofte, om in jou gees, in jou liggaam, in jou hele wese nou, werklik te manifesteer, en dat hy alleen die heerlikheid daarvoor sal kry. Sy besluit, ek gaan nie sy kleed aanraak nie. Is nie nodig nie. Gaan nie sy liggaam aanraak nie. Nee, as ek net die soem. As ek net die soem. Ek wil nou elke leengees van Satan breek. Daardie leengees wat vir jou sê, jy moet heiliger word. Daardie leengees wat sê, jy sal dit en dat eers moet los. Of jy sal dit moet vry en dan gaan God vir jou begin help. Ek bestraf dit vanmôre. Ek kanselleer dit. Ja, hy is heilig en hy wil hê jy moet heilig word. Maar hy sê nie word eers heilig en kom dan na my toe nie. Hy sê, jy wat my glo. Hy sê sonder geloof, onmoontlik om my te behaag. Want hy wat na my toe kom, sê, moet my glo, dat ek 'n beloner is. Met ander woorde, hy vra nie vanmôre hoe heilig is jy nie. Hy vra nie hoe rein is jy nie. Hy vra nie hoe lank sit jy in die kerk nie. Hy loop net vanmôre en hy bedien hierdie hele gehoor. En as jy 'n woord kry en jy weet my God kan my vanmôre help en jy kom tussen hierdie skare uit en jy raak net die woord aan. Diepe van die soem. Raak jy net die woord aan. Gaan hy dadelik vanmôre, van dadelik, toe sy die soem aanraak, toe merk sy in haar liggaam op, it is finished. The battle is won. Mag ek nou 'n toestoen? Wie wil graag aan sy liggaam ervaar? Ek kry 'n aanraking vanmôre. Hou jou hande net daar vir 'n paar oomblikke. As jy glo, Kabarabo Saramando,
laat die volheid van jou geloof en die volheid van jou verlange, die volheid van jou begeerte, laat dit nou in jou so wees en dit breek elke leengees van die Satan, dit vernietig jou verlede, sy genade, jou geloof, jou vertroue in hom, breek die vloeke nou, breek die bindinge nou, maak jou los nou, en maak jou nou vry, sy lof, sy ere, sy tel dadelik op, sy steen volle, kan u vir een oomblik dink, 'n 12 jaar lange krisis. Nou is ek los. Geen wonders het gebewe nie. Menslik, is dit werklikheid? Jo, ek het dit geglo. Ek het dit gevertrou, maar hoe hier is dit nou? Halleluja! Hier is dit nou. En nou die erns, hy kom agter. Jy het krag uit my uitgegaan. Hulle ken nie mekaar nie. Sy is nie een van hulle nie. Sy is 'n vreemdeling. Hy sê, ek het na my eiendom gekom, my eiendom wil my nie aanneem nie. Maar almal wat my wil aanneem, aan hulle gee ek die mag. Aan hulle gee ek die gesag om kinders van God. Ag, ek gee nou nie om nie, maar dis my hart. Ek verseël julle almal vanmôre met my geloof in hom, verseël ek julle as sy kinders. En laat nie een van julle verlore sal gaan nie. Ek roep nou, laat nie een van julle verlore sal gaan nie. Maar ek maak vanmôre los. En wanneer julle hom begin vertrou, wanneer julle hom begin lof en ere gee, laat julle van alle kwale, alle krisisse genees, verlos en vrygemaak sal wees. Halleluja! Krag uit hom uitgegaan. Dit bring ons tot 'n besef, en hiermee gaan ek nou sluit. Sorry as ek bietjie lank sien nou is, waar is die tyd? Krag uit hom uitgegaan. Dit beteken, hy gee nie om. Wie is jy? Wat is jy? Ek kom van die kansel af, want ek kan nou iets doen. Ek so bly my vrou is by die kinderkerk nou besig van hier. Hoekom, pastoor? Ek gaan nou 'n manifestasie doen. Ek gaan nou nie mooi lyk nie, maar vir die Satan wat jou verlede, jou swakheid, die hele tyd teen jou wil hê. Vanmôre sê jou God, as jy die soom, o Jesus salwe, as jy net my soom gaan aanraak, as jy, wie wil sy soom aanraak? Wie wil sy soom aanraak? Maar wie wil sy soom aanraak? Hy gee dit vanmôre. Hy doen dit vanmôre. Sy soom, Satan, bite the dust. I declare victory, victory, victory in the name of Yahweh. Hallelujah. Dis my hart. Dis my begeerte. En ek moet nou versigtig wees, want as ek na hierdie vrou se optrede van geloof kyk, as ek na haar gesindheid kyk, en nou praat Nico met Nico self as 'n pastoor, dan sê ek, Koetsertjie, daar het te veel Bisibama goedjies ingekom. Hy gee nie om nie. Maar wanneer gee hy om? Wanneer gee hy om? As iemand met geloof kom vat het. Wie hoor? Wanneer iemand met geloof kom vat. Hy gaan nie sê gee terug nie. Hy gaan jou noem sy eie. En dan sê hy, gaan in vrede.
Ag, ek vertrou nou, ek hoor reg. Ek vertrou nou. Nikus het 'n mens. Ek vertrou nou, ek hoor reg. Maar vanmôre, net as 'n manifestasie, ek druk deur die skare. Jy moet nou mooi hoor. Sy is eintlik onrein. Sy mag eers tussen hulle wees nie. Die wet sê sy mag nie. Maar die genade sê. Die genade sê, ek het 'n prys vir jou gebetaal. En nou sê die genade, ek gee nou nie om wie sit langs my. Ek gee nie om wie sit voor my of wie sit agter my nie. Maar vanmôre gaan ek deur hulle almal druk. En dan gaan net as 'n manifestasie gaan ek vanmôre hier na vore toe loop. En ek gaan net hier na vore toe kom en ek gaan net my hande opsteek en dadelik gaan ek agterkom, ek is van my kwaal oorwin. En dan as jy agtergekom het, kan jy maar omdraai en dan kan jy weer gaan sit. Net jou manifestasie, net jou manifestasie gee jou vanmôre die deurbraak. Net jou manifestasie maak sy vrede in jou en oor jou en deur jou bonatuurlik los. En hierdie week sal jy die getuienis dra. Halleluja. Oh, halleluja. Gebreek is die verlede. Gebreek is die verlede. Jy sy dogter, jy sy seun, en hy sê nou oor elkeen van julle, gaan in sy vrede. Gee hom 'n lofoffer terwyl jy teruggaan. Halleluja! Halleluja! Ek wil nie vanmôre vir jou gebid het nie, omdat ek net sy woord en die volle leiding van die Heilige Gees wou gevolg het. Jy het gemanifesteer sy aanraking. En nou kom ek teen elke leengees en ek maak los volle ervaring oor elkeen wat gevat het. Elkeen jou probleem is opgelos, 12 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 5 jaar, paar maande, dit is opgelos. Maak jou reg vir 'n nuwe lewe, 'n nuwe vrede, 'n nuwe oorwinning, nuwe guns, nuwe krag, nuwe heerlikheid. En daar is sy tafel, wat 'n voorreg om nou deel te hê aan 'n oorwinning. Deel te hê aan heilige guns. Jy gaan en jy eet, dit is nie Roepersfontein se tafel, dis sy tafel, dis jou geloof, dis jou ywer. Jy gaan, jy eet, en jy drink, en jy verklaar in jou, met jou, saam met jou, en by jou. Halleluja, halleluja, halleluja. Die om groot vrymoedigheid, geniet het tot sy lof en eer. Ek wil herinner, vanaand 1800 uur is daar wegpreekasie. En ek wil u graag vra, woon dit by? Moet dit nie mis nie. Koop die tyd uit, sê die woord. Koop die tyd uit. Dis tyd wat jy uitkoop. Jy het vanmôre tyd uitgekoop. Jy was vanmôre gehoorsaam. Jy was vanmôre getrou. Jy het met geloof gekom, jy het met 'n verwagting gekom. Ek weet Jahwe het u nie teleurgestel. Ek weet die Gees het u aangeraak. Ek weet die krag van Jahwe het gewerk. Ek weet God het jou geloof gestig. God het jou opgetel, God het jou uitgetel. Ek weet vanmôre het Jahwe aangeraak. En ek wil op grond van hierdie aanraking, op grond van hierdie goddelike ontmoeting van vanmôre, wil ek u vra om te staan saam met my. En ek wil vir u
is uit Openbaring 4 uit. En ek wil nie daarmee verseël, dat ek vanmôre, dat jou oorwinning, jou aanraking, die heerlikheid, wat jy vanmôre ervaar het, dit wat jy vanmôre ontvang het, dit wat jy vanmôre in die geloof van besit geneem is, hoor vanmôre wat sê die woord in die Openbaring 4 vers 11, is 'n lof, hy sê, U is waardig, U is waardig, o Jahwe, om te ontvang die heerlikheid, en die eer en die krag, want U het alles geskape, en die U wil bestaan hulle, en is hulle geskape, elkeen vanmôre, daardie lof, daardie aanbidding, wat ek vanmôre het, dat daardie lof en aanbidding op U sal wees, en dit sal verseël, ek wil U daarmee seën, absoluut seën vir U, baie dankie.